Goeiemôre en welkom weer om te kuier en te wandel in die woord van God volgende. En ek wil vanoggend praat, dis eintlik iets wat ek al lank oor wil praat en ek het vanoggend nog nie die volledige boodskap hier, dit sukkel 'n bietjie, want daar's baie keer as mens ons iets wil graag deel met mense wat jy voel die Here wil hê jy moet deel, maar daar's net soveel distractions en ek wil nie die duiwel al die eer gee nie, maar in sy eie vlees laat jy opsukkel en baie keer kom dit dat jy op 'n later stadium wat jy dink, maar dan is dit eintlik die regte tyd. Ek gaan vanoggend 'n stukkie praat oor dit wat ek graag baie wil sê, en dit is, jy kan nie God uit jou gemaksone dien. You can't serve God out of your comfort zone. En hoekom ek dit sê is dat ons elkeen aanbid, ek het die ander dag 'n gesprek gehad met iemand en dit kom toe op neer, ja, maar elkeen aanbid op sy eie manier, en dit is weliswaar so. Ons aanbid God op ons eie meriete, dis gebaseer op ons persoonlikheid, ons is 'n introvert of 'n extrovert, dit gaan oor ons agtergrond, hoe ons groot geword het, die blootstelling wat ons gehad het, het ons in 'n Pinksteromgewing groot geword, het ons in 'n meer tradisionele kerkomgewing groot geword, en dis als dinge wat ons beïnvloed, ook ja die druk en dit wat die samelewing vir ons vertel en verwag van ons, hoe ons moet optree en wat die regte plek en die regte manier is. En ek dink nie daar's 'n regte plek en 'n regte manier om God te dien nie. Ek dink soos die Gees lei, is waar 'n mens moet God dien en soos omstandighede vereis is hoe ons moet optree. En Jesus het immers beweeg tussen verskillende klasse in die lewe en hy het nie geword soos hulle nie, maar hy het gedeel met hulle. En ek dink dis die belangrike deel, dat ons nie gaan in 'n kroeg sit om 'n ou wat 'n alkoholprobleme te probeer na die Here toe lei nie, maar dat ons hom sal ergens op 'n gebied sal kry en 'n geleentheid sê, Here, skep 'n geleentheid deur die Gees dat ons kan deel met hierdie persoon. Nie verwyte en jy en so voorts nie. Daar's 'n tendens in die lewe om nie aanstoot te gee nie. Dis tog maar elkeen se keuse. En ek stem nie heeltemal saam daarmee nie. Want partykeer is dit nodig dat ons sometimes it's necessary to nudge somebody just to get him off balance so that he starts moving. So dat hy nie voel ek het hom gestoot nie, maar dat hy voel ek het begin beweeg. Subtiel moet die mens partykeer net iemand nudge. Net om hom van balans af te kry en dat hy self glo ek het beweeg in hy rigting. Maar dis wanneer dit vir hom makliker is of vir haar makliker is om te aanvaar, om dinge te doen, om 'n verandering te maak. Vernuwende denke te kry. So ons moet die evangelie tydig en ontydig, sê die Bybel vir ons, moet ons dit verkondig. Ons moet nooit ophou nie. Ons moet gedurig wel nie dweep nie. Ons moet nie heel dag versies en mense se keer afdruk nie. Ons moet vir God, soos ek gebid het, ook die wysheid vra om ons te lei deur sy Gees om die regte woorde te spreek op die regte tyd. Is dit nie Bybelse tekste wat ons moet verkondig nie, dis baie keer iets wat ons met iemand moet deel wat daardie persoon laat dink. Net die sout wat ons moet gooi om die dors aan te wakker. Daar's 'n verwagting dat God vir my dinge sal kom doen. Ek dink ons almal het so halwe van ek vra nou vir die Here. Ek sit by die Here se voete en dan moet die Here opstaan en vir my iets doen. Ek vra en ek verwag dat die Here gaan vir my deurbraak gee. Hy gaan vir my seën. Hy gaan vir my gesondheid aanraak. Hy gaan. En dis nie verkeerd om 'n verwagting te hê nie, maar daar's hierdie ding van ek vra en God gaan gee. Ek wil God aftrek na my vlak toe, waar ek gemaklik is, waar ek veilig voel. Ek kan nie ek vat 'n voorbeeld, ek kan nie in 'n diens wanneer daar 'n uitnodiging is om te kom vir gebed of getuienis, kan ek nie gaan nie, want ek is te skaam, ek ken dit nie, ek is nie gewoond daaraan. Daar's sekere dinge wat my in my vlees kort weet, en daar's sekere dinge wat ek 'n verwagting in my vlees het, dat God na my toe sal kom en dit vir my doen, want sy woord sê dan vir my, ek sal vir julle sorg. Maar dit beteken nie, ons moet op ons agterende sit en wag tot God kom en ons help nie. Daar's soos die man by die bad van Bethesda. wat gewag het, wat gekla het en gesê het dat
hy wag vir die engel. Hy wag dat daar's niemand om hom te help nie. En dis hoe ons baie keer deur die lewe gaan, ons het hierdie klagtes en sê, maar niemand gee om vir my nie. Niemand wil my help nie. Dis nie ander mense se plig om my te help nie. Dis my verantwoordelikheid om op te staan en tot God te nader. Toe Jesus met hom praat, toe hy vir hom sê, staan op, neem jou bed op. En toe hy dit doen, toe is daar 'n reaksie, toe is daar gevolg. En dit is wat God van ons verwag is, dat ons partykeer ons bedrol moet opneem. Die oomblik toe die vrou met bloedvloeiing gaan en sê, ek moet aan sy kleed raak. Sy het nie maar daar gesit en gewag dat die wind die kleed en haar vaswaai nie. Sy het fisies gegaan en uitgereik en gesê, as ek dit doen, sal ek genees word. En dis wat ons behoort te doen, ons moet 'n aksie hê, sodat God kan reageer. Nie omdat hy ons aksie nodig het nie. Hy het nie ons aksie nodig, hy kan doen wat hy wil. Hy het nie nodig gehad om 'n ark te bou. Hy kon, ek dink sy vingers geklap het, en die bome van die veld sou almal na mekaar toe gehol het en mekaar vasgeklou het en 'n ark gemaak. Bietjie ver gesog wat ek sê, maar niks is onmoontlik by God nie. So hy het nie nodig gehad nie. Maar hy het nodig gehad dat iemand aksie neem, sodat ander mense kan sien, gewaarsku kan word, tot inkeer kan kom. Dis hoekom hy baie keer wil hê ons moet iets doen. Ons moet opstaan en ons moet iets doen. Nie net agteroor sit en sê, Here, waar? Ek wag nie. Ek wag op die Here. Daar's baie mense wat sit en wag op die Here en niks gebeur nie. Omdat hulle niks doen. Weer eens, God het nie my aksie, my handeling nodig nie. Maar hy wil hê ek moet 'n handeling hê. Hy wil 'n reaksie hê sodat hy kan werk met my. Sodat ek diensbaar kan wees, sodat ek beskikbaar kan wees, sodat ek 'n verskil kan maak. Ek wil God aftrek na my vlak toe as gevolg van my onvermoë om na sy vlak toe te beweeg. Want my vlees hou my vas, nie die duiwel nie. Ja, hy speel ook 'n rol. Maar my vlees weerhou my daarvan om na God se vlak te beweeg. Die begeertes van my vlees, Jakobus sê dit vir ons. Ons bid en ons ontvang nie, want ons wil dit verkeerd aanneem. God weet waarmee hy my kan vertrou. Ek bid vir 'n posisie, ek bid vir voorspoed, ek bid vir sekere dinge. Here, ek wil. Daar's mense wat getuig het gebid vir 'n sekere tipe voertuig en hy het dit gekry. En dan sê hy, wow. Daar's mense wat sê hulle het gebid vir voorspoed en dit het gebeur. En ek sê, wow, ek wens dit werk vir my ook so. Maar kan God my vertrou met dit wat ek begeer? Kan God my vertrou met dit wat hy vir my, wat ek wil hê? Want gaan dit daar tussen my en hom beweeg? Gaan ek dit gebruik as 'n getuienis vir sy koninkryk? Gaan ek hom die eer gee? Of gaan ek dan so 'n bietjie chip op my skouer kry en sê, ek het hard gewerk daarvoor, ek het opgeoffer daarvoor, en ek. Want dit gaan nie oor ek nie, dit gaan oor maar God. Ja. Dis waaroor dit gaan. Jakobus 4 vers 7 tot 8 en vers 10, ek lees, onderwerp julle dan aan God. Dis 'n aksie wat ons moet hê. Weerstaan die duiwel. Die duiwel gaan nie in die naam van Jesus. Ek moet hom weerstaan, aktief. Ek moet hom sê, gaan in die naam van Jesus. Ek moet opstaan en ek moet my begeertes onder beheer kry. Ek moet die dinge wat my tuister moet ek onder beheer kry, onder voet kry. So, want die dinge waarmee die vyand en my vlees my tuister moet ek weerstaan. Dan sal dit van my weggaan. Sonder dit gaan dit nie gebeur nie. As ek maar op my knieë staan en sê, Here, ek sukkel in hierdie area, Here, en ek sukkel met hierdie gewoonte, en ek het hierdie verslawing. Jy sal dit bly hê. As jy nie opstaan en begin weer staan. En hy sal van julle wegvlug. So jy sien, ons moet 'n aksie hê. Ons kan nie net 'n aksie hê om vir God te bid en sê, ag Here nie. Ons moet dit weerstaan. Ons moet aktief betrokke raak by nie die geveg nie, maar by die aksie, by dit wat moet gebeur. Dan belangrik vers 8, nader tot God
en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Nader tot God. Ek moet opstaan. Ek kan nie net sit en waar, o Here, waar is jy? Waar is jy nie? Ek moet opstaan en ek moet nader tot God. En as ek nader tot God, sal God sê, kom. Ek kom jou tegemoet. Verneder julle voor God, vers 10, en hy sal julle verhoog. Verneder, wat moet ek my verneder? Moet ek alles weggee? Moet ek arm raak, sodat God my kan sien? Nee. Eer en respek, gehoorsaamheid is een van die groot goed wat ons moet hê. Nader tot God. I can't serve God from my comfort zone. I need to step out of my circumstances to enable change. Om verandering in my lewe te sien, moet ek 'n tree neem. As ek in die water staan en my voete kry koud, kan ek bid tot ek blou is. As ek nie 'n tree neem uit die waterpoel uit nie, sal my voete afvries. Ek het nodig om uit my omstandighede uit te tree. Partykeer moet ek 'n fisiese manifestasie doen en sê, Here, ek tree nou, en dan gee jy 'n tree in geloof. Jy moet fisies jou denke verander. Romeine 12:2 sê, word nie gelykvormig nie, maar word vernuwe in julle denke. Met ander woorde, ek moet iets doen, ek moet my denke dissiplineer, ek moet my denke onderwerp aan die woord van God, ek moet gehoorsaam word aan God, en ek moet op God begin vertrou in sy leiding van sy Heilige Gees. Ek is maar net 'n mens. Dis net 'n rede, nie 'n verskoning nie. My menswees is die rede hoekom ek sukkel, hoekom ek partykeer fouteer op Sondag. Dit is nie 'n verskoning nie, om dit maar te kan doen nie. Dit is nie 'n verskoning nie. Slegte omstandighede, stres, teleurstelling, hartseer. Jy het 'n keuse hoe jy gaan reageer. Dis nie lekker nie. Ons almal hou nie van hierdie dinge nie. Ons hou nie van druk nie. Ons hou nie van teleurstellings nie. En as ons kyk, dan sien ons, dit gaan goed met ander mense, en ons dink ons maar, ja, ek doen hierdie, en ek doen nie, dan begin ek my lysie opstel voor die Here, en ek sê, Here, maar ek doen dit, en dit, en dit, en dit, en dit. Ek probeer werklik goed doen, ek probeer werklik 'n goeie mens wees. As ek vir jou vanmôre sê, moenie probeer om 'n goeie mens te wees nie. Probeer om 'n goddelike mens te wees. Probeer om heiligmaking na te streef, want goeie mense gaan nie hemel toe nie. Ek sê dit vir mense gesel, en party mense is geskok as ek dit vir hulle sê, maar goeie mense gaan nie hemel toe nie, net mense wat 'n verhouding het met Jesus Christus. Om 'n goeie mens te wees is deel van Christendom, as 'n kind van die Here wees en volgeling van die Here te wees, is om 'n goeie mens te wees. Ek het 'n keuse hoe ons reageer op die impulse van buite af. Gaan ek sondig? Gaan ek as ek kwaad raak, gaan ek sondig? Dit wat ek sê, hoe ek optree. Gaan ek maar in sak en as verval en nie opstaan en sê, ek weet nie meer, ek kan nie meer nie. Of gaan ek op God se woord staan? Jy weet, ons verval in hierdie selfbejammering en marties en jammerjannies en ons is al hierdie dinge, terwyl ons aan die een kant die Bybel lees en aan ander mense verklaar, Filippense sê, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee. Maar dan gaan sit en gravel ek, dan gaan sit en moan ek, dan gaan sit ek op 'n hoopie, omdat ek nie bereid is om 'n aksie te neem, sodat God kan reageer in my lewe. Omdat ek nie bereid is om weg te stap van my vleeslike gesindheid nie, van die vyand se verleiding en verlokking nie, om hom te weerstaan fisies nie. Maar ek gaan sit op 'n hoopie en ek verwag God moet dit vir my doen. Filippense 1 vers 27 sê, tree op wat waardig is tot die evangelie. So met ander woorde, wat ook al gebeur in my lewe, ek moet God se woord lees, ek moet dit ken, sodat ek weet dat wanneer ek optree, dan tree ek op volgens God se woord en wil. Ek tree nie buite sy wil op nie. Ek sondig nie net hier en ek doen nie net dinge wat nie reg is nie. Ons kyk in die Bybel, ons sien dat mense wat, en daar's baie, ek het maar 'n paar aangehaal, daar's baie mense in die Bybel wat ons van lees wat 'n aksie gehad het, Noag, van wie ons gepraat het. Toe God vir hom die opdrag gee, en hy al die bespotting en
dinge moes verduur van mense, en dit was nie net 'n week lank nie, dit was 'n baie lang tydperk, dit was jare wat hy gebou het op instruksie van God, maar Noag het 'n aksie geneem en God het gereageer op. Moses, wat 'n man vermoor het, wat soveel gehad het vir hom, het in die woestyn gaan wegkruip, en dit wat ons baie keer doen is, ons doen iets en dan gaan kruip ons weg ergens in die woestyn. Want ons is bang vir vervolging. Ons is bang vir wat die mense gaan sê. Ons is bang vir sê nou maar. Ongelukkig het elke aksie goed of sleg het gevolge. Dit het gevolge. En God vat nie die gevolge weg nie. Hy help ons om maar deur te kom. Want ons moet ergens iets leer. Josef, sy omstandighede was treurig. Hy kon op 'n hoopie gaan sit het en hy kon sy familie gehaat het en hy kon ensovoorts. Hy het alle rede gehad om ontevrede te wees. Maar hy het 'n aksie geneem en God het gereageer en hom gebruik om sy volk te verlos. Ons sien vir Esther. Esther wat haarself moes opgee en voorberei om met die koning te kon trou sodat haar volk gered kan word. Esther het 'n aksie gehad en God het gereageer en haar magtiglik gebruik. Dan die man by die bad van Bethesda. Nadat Jesus vir hom gesê het, neem jou bed op. As hy nie gereageer het nie, sou hy vandag seker nog daar gesit het by die bad van Bethesda, of tot sy dood. Die disippels, volg my. Hulle het dit gedoen, as hulle dit nie gedoen het, was die evangelies nie daar gewees nie. Die vrou met bloedvloei, die vrou met die olie, toe daarvan gesê is, gaan kry kanne, en begin gooi, en leen nie te min is daar gesê, het sy dit gedoen, en God het gereageer. Daar was die reaksie. Die vermeerdering van die brode en die visies. Daar was 'n aksie en God het gereageer. Hy het vermeerder. So kan ons aangaan met vele voorbeelde waar daar 'n aksie was en God gereageer. Nie omdat God sonder ons aksie nie kan reageer nie, maar hy wil ons betrokke hê. Hy wil ons gebruik. Want dis hoekom ons hier op aarde is, nie net vir onsself nie, nie net vir die volgende lekker vakansie, of die volgende deurbraak, of wat ook al, of om probleme te hê nie, of wat ook al in ons lewe aangaan nie, maar ons is hier vir God se heerlikheid en God se koninkryk. God het my en u nie nodig nie. Maar hy het ons aksie, ons gesindheid, ons gehoorsaamheid en ons bereidwilligheid, het hy nodig om 'n verskil in die wêreld te maak. Galasiërs 5 vers 13, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Met ander woorde, dit wat ek in vryheid ervaar deur Jesus Christus, ek moet nie toelaat dat my vlees oorheers nie. Ek moet nie toelaat dat my vlees dikteer wat in my lewe aangaan nie. Ek moet dit onderwerp aan my gees. Wanneer ek 'n aksie het plaas, ek geloof in aksie. Dan sê ek vir die Here, ek vertrou U. Daarom is ek bereid om op te staan. Daarom is ek bereid om uit my omstandighede uit te stap. Hy het van Moses verwag om uit die kamp uit te gaan en 'n tent van samekoms te hê. Maar bovenal dit het hy verwag dat Moses sou uit die kamp uitkom en dat hy teen die berg sou opkom. Hy kon seker die 10 gebooie in die tent van samekoms ook gegee het. Maar hy het verkies dat Moses uitkom uit 'n omgewing. Baie keer leef ons onbewustelik, en ek het gepraat die ander Sondag daaroor, in omstandighede in circumstances of defilement. We live there. Ons leef elke dag daar, ons is nie noodwendig betrokke daarbey nie, maar ons leef daar. En dis in omstandighede wat God nie vir ons dinge kan doen nie, wat God ons nie kan gebruik nie. En daarom is dit belangrik dat ons baie keer sal 'n bietjie uitstap uit ons omstandighede. Dat ons 'n bietjie sal 'n tree gee nader aan God, sodat God kan kom en ons gebruik. As ek 'n aksie het, dan sit ek geloof in aksie. En dis wat ek moet doen. Ek kan nie net sê, ek glo in die Here, ek glo en ek glo en ek glo nie. Ek moet 'n aksie hê. Geloof is nie stagnant nie. When we step out, we show our commitment to the life God desires for us. Wat weer sê, when we step out, we show our commitment to the life God desires for us. So God weet waarvoor hy ons geskep het. Die dag van konsepsie. En ek wil vanoggend weer sê wat ek al voorheen nog gesê het, slegte nuus vir die
pro-aborsie mense, jammer, die oomblik van bevrugting is daar 'n mens, nie net 'n sel nie. Want God se woord sê vir my dat jy was 'n ongevormde klomp. Met ander woorde, daar was nog nie tone en ore en enigiets nie. Jy was net 'n ongevormde, net 'n bevrugte sel. Toe het God jou geken, jou naam geken. He knows everybody by his name at conception. Dit is belangrik dat ons dit sal onthou, dat God vir ons vir 'n spesifieke doel geskep het, en baie keer is daar baie keer mense wat hulle God gegewe doel mis. Omdat ons vasgevang raak in omstandighede in die loop van die lewe en omdat ons sekere dinge toelaat in ons lewe en betrokke raak by dinge wat ons lewenspad, wat ons padkaart vir die lewe totaal die mekaar krap en verwoes. Wat pyltjies en kolletjies en kruisies maak om ons te mislei en van koers af te vat. En baie mense dink ek sterf sonder dat hulle ooit hulle God gegewe doel bereik. En dis hartseer. Dis hartseer. Dis bitter hartseer. So ek wil die aanmoedig vanmôre en sê, kom uit jou gemaksone uit. Vertrou op die Here. Gee tree nader aan God. Doen dit fisies, as jy gaan stilte tyd hou vanaand of môre of wanneer ook al. Manifesteer fisies, gee tree, sê Here ek staan, maar gee nou 'n tree nader aan U, want ek weet U nader nou tot my. Nie as 'n compromise nie, maar en ook nie as 'n uitdaging nie, maar in geloof. Kom ons gee tree in geloof. Nie om God te beproef nie, maar want die Bybel sê ons jy mag die Here jou God nie beproef nie. So kom ons gee tree in geloof. Kom ons stap uit ons gemaksone uit en kom ons begin dien die Here voluit. Amen.